Ons het verlede week gevorder tot by vers 32 van Matteus 12. Nou lees ons rustig voort by 33 en tot aan die einde van die hoofstuk. Dis in hierdie reeks studies van Matteus Evangelie wat ons nou kom by vers 33. Matteus 12, 33 tot by 50. Net na die skriflesing gaan ons opstaan en dan gaan ons weer 'n lied sing, U het die brood gebreek eens by die meer. Maar ons gaan omstaande sing sodra die skriflesing gedoen is. Ons lees by Matteus 12, dan daar by vers 33, dan sê hy praat nog steeds met die fariseërs. As julle sê 'n boom is goed, moet julle ook sê sy vrugte is goed. En as julle sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg. 'n Boom word tog aan sy vrugte geken. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Party van die skrifgeleerdes en fariseërs sê toe vir hom, meneer, ons wil 'n wonderteken van u sien. Maar hy sê vir hulle, 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken. En geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Nineve sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer, en hier staan een wat groter is as Jona. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde afgekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is as Salomo. Wanneer 'n bose gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorre streke op soek na 'n rusplek. En as hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waar ek uitgegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. En dan gaan haal hy 7 ander geeste wat nog slegter is as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. En aan die einde is so 'n mens slegter as aan die begin. So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. Terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan en hulle wou met hom praat. Iemand sê toe, u moeder en die broers staan daar buite en wil met u praat. Maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het, wie is my moeder en wie is my broers? Hy wys toe met sy hand na sy disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Tot sover. Kom ons staan.
Daar is iets in ons lewens wat ons nie kan wegsteek nie. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie. En die ding wat ons nie kan wegsteek nie, is dit wat ons dink ons kan wegsteek. En dit is ons innerlike mens. Want op 'n stadium, dan begin die innerlike hart praat. Veral indien dit deur iets gesneller word. Dan lek dit uit. Deur jou woorde, of jou liggaamstaal, of jou reaksies, of jou keuses. En die Christusgelowige mense wandel met die Here Jesus Christus, kom dit wat binne is, altyd na vore buite toe. Altyd, selfs sonder dat iets dit sneller. Dis 100% onmoontlik dat dit net binne kan bly en binne sal bly. Wat Jesus dus sê is waar, dat dit, en dan bedoel hy veral geestelik, dat dit wat die hart van vol is, sal die mond of die lewe van oorloop. Net in die vorige paragraafie het ons verlede Sondag gesien, verklap dit wat die Fariseërs sê, dit wat hulle eintlik regtig in hulle harte is, dit wat hulle werklik is, naamlik slange, religieuse mense wat nie wedergebore is nie, dis wat hulle is. Maar dit wat hulle op daai moment gesê het hulle identiteit verklap. Toe die Here Jesus in die sinagogediens 'n man van demoniese magte bevry het, ons verlede week gesien, sê die Fariseërs dat hy dit met die duiwel se hulp gedoen het. Waarop hy hulle dan waarsku dat hulle gevaar loop om hulle aan die laster teen die Heilige Gees skuldig te maak, en daaroor het ons breedvoerig gepraat verlede week. Wat is die sonde teen die Heilige Gees? Dit het ons bestudeer. Maar dis nie al wat die Here vir hulle sê nie. Jy moet verder aanlees soos wat ons vanmôre gedoen het, want hy gaan voort. En as alles nog daar binne in die sinagogediens, dan sê hy vir hulle alles wat hier in verse 33 staan, amper tot daar aan die einde, net voor sy ma en sy broers vir hom kom soek. Alles is, sê hy, nog by vir hulle, en dit kom neer op net een kernaspek eintlik, naamlik die volgende, naamlik dat hy vir hulle sê in my eie woorde nou, Fariseërs, uiterlik is julle manne van God wat vroom lewe en geestelik lewe en bome van goeie vrugte is, maar dit wat nou net daar by julle monde uitgekom het, wys wie en wat julle regtig is, naamlik bome wat slegte vrugte voortbring. Met ander woorde, die Fariseërs se innerlike hart het uitgelek buite toe. En toe word dit met eens duidelik wie hulle regtig is, wat hulle regtig is. Jy sien, ons hoef nie lank te wonder oor ons harte nie, ons moet net na onsself luister. Kyk na ons reaksies wanneer ons onderdruk is, of wanneer daar snellers is. Kyk wat spontaan uitkom, dis nie toevallig nie, dis openbaring, jou lewe verraai jou hart, jou ware menswees. En dit alles word vir 'n mens duidelik wanneer jy hierdie verse, soos ons nou gedoen het, hierdie verse 33 tot 50 lees en sien, ja, natuurlik, jy kan dit mooi sien in hierdie vertaling, hierdie paragrawe wat hier ingedeel is, sien jy, dis 4 paragrawe, en dis reg so, maar dit lyk asof die Here oor 4 verskillende geestelike dinge praat, dit klink asof dit van mekaar los staan, maar in werklikheid kommunikeer hierdie 4 paragrawe eintlik net een boodskap. En dis waarom ons vanmôre in die prediking dit as 'n eenheid hanteer. Dis die rede. So, hier is die eerste paragraaf, kom ons bekyk hom weer. Verse 33 tot 37 is die eerste paragraaf.
As julle sê 'n boom is goed, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed. Is dit die regte paragraaf? Kyk die volgende een. Ja. Kom ek lees daai eerste ene, klink so in my vertaling, kan net terug na 33 toe. As julle sê 'n boom is goed, moet julle ook sê sy vrugte is goed. Ek sien daar begin hy. En as julle sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg, want 'n boom word tog aan sy vrugte geken. Daar is hy. Nou die volgende versie, 33 sê hy, ander geslag beteken slange. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goeds sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons het dit net gesien. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mense bring die slegte dinge tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit gebeur spontaan. Dit sê ek vir julle van elke ligsinnige woord. Wie hierdie vers is vir my een van die, ek weet nie wat om van hierdie vers te sê nie, want ek weet nie of ons dit regtig glo nie, wat Jesus hier sê, vers 36, waar hy sê, van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Van op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Vers 37. Jy sien, daardie Fariseërs se woorde, wat sê dit van hulle? Dis wat Jesus hier vra. Wat het hulle woorde van hulle binneste gesê? Wat sê jou liggaamstaal, jou WhatsApp boodskappe, jou e-posse om dit in 'n moderne idioom te stel van jou, van my? As jy na die boom kyk, dan weet jy dadelik wat 'n soort boom dit is die oomblik as jy die boom se vrugte sien. As jy nie bome ken nie soos ek en die boom het nie vrugte nie, dan sal jy raai, jy weet nie wat 'n boom dit is nie. Maar die oomblik as jy die vrugte sien, jy kry nie appels aan 'n lemoenboom nie. As daar appels hang, weet jy dis 'n lemoen, dit is 'n appelboom. Hy kan nie, hoe moet hy lemoene voortbring? Die vrug kan nooit verkeerd wees nie. Nooit nie. Nooit nie. As daar appels is dit 'n appelboom. Dit kan nie verkeerd wees nie. En net so is dit met ons as mense. Dit wat ons doen en sê, wys onteenseglik wie ons regtig is. In die Ou Testament het God al vir Samuel gesê dat mense na die buitekant kyk, maar dat God na die binnekant kyk. Dit was nou toe Samuel 'n opvolger vir koning Saul uit Isaai se seuns moes gaan kies en salf. Hy het gekyk hoe fantasties lyk hierdie seuns, een na een kom verby. Hoe fantasties lyk hulle uiterlike. Gedink, "Jo, hierdie eens moet die koning, hierdie een moet die koning wees. Hierdie een moet die koning wees." God sê nee, is nie een van hulle nie. Op die ou end was dit Dawid, 'n ouval seun wat nie koningsmateriaal uiterlik was nie, wat God se keuse was. Daardie Fariseërs wou so graag goeie mense wees. Hulle wou so graag godsmanne wees. Maar hulle hart moes eers deur wedergeboorte herskep word. Die appelbome moes lemoenbome word. Maar hulle het dit glad nie verstaan nie. Niks. 'n Boom wat inherent sleg is, kan nie goeie vrugte dra nie. Hy kan probeer, hy kan hom inspann. Hy kan dit nie dra nie, hy kan dit nie produseer nie. Dink aan 'n suurlemoenboom. 'n Suurlemoenboom kan nie skielik soet lemoene voortbring nie. Hoe moet hy dit doen? Daardie boom sal eers 'n lemoenboom moet word. Anders sal hy net suurlemoene produseer. Mense dink dikwels hulle kan wegsteek wat hulle innerlik is en wat hulle regtig is. Maar op die ou einde kom dit uit by hulle liggaamstaal of dit kom uit by hulle mond. Ek was onlangs by Clicks en toe kom ek nou daar en ek moet betaal en ek stoot oor die toonbank 'n evangelieboekie vir die kassier, die kasregister dame, stoot ek 'n evangelieboekie oor die toonbank en met eens lyk dit asof sy sout gesnyf het. Dit lyk of sy die een of ander aanval kry. Onmiddellik kom dit wat reeds innerlik is na buite. Daar's 'n sneller, ek skryf 'n boekie. Jesus. Ek skryf dit oor die toonbank en sy sê hierdie woorde, sy sê ek stel regtig nie belang nie. Uit die vrug, liggaamstaal, mond, en jy weet onmiddellik waar is sy regtig.
Sonder enige twyfel, want vrug kan nie wat nie. Vrug kan nie wat nie. Vrug kan nie jok nie. Jesus sê die mond praat oor dit wat in die hart is, veral as daar 'n sneller is. Toe die Fariseërs hoor die mense dink Jesus is dalk die Messias, dis die sneller, toe spoel die gees van die slang wat binne in hulle is na buitekant toe in woorde. Hulle sê, hy dryf duiwels uit deur die duiwel self. Hulle is sinoniem, hulle werk saam. En die vrug wys onmiddellik wat se boom hulle is. Dis waarom Spreuke 4 sê, vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit, met ander woorde, uit die hart is die uitgange van die lewe. Elke persoon het 'n soort van 'n geestelike tas, waarin hy dinge inpak. 'n Wedergebore mens pak geestelike dinge in en dinge van die Here in, en 'n onwedergebore mens pak dinge van die vlees en van die wêreld in. En wat jy ook al daar binne bære, is presies dit wat jy gaan uithaal wanneer iets jou sneller en jy begin praat of jou liggaamstaal skop in. As jy die woord in jou hart bære, byvoorbeeld Psalm 119 vers 11, dan is dit wat gaan uitkom. As jy die woord van God in jou hart het as 'n voorbeeld bære in hierdie tas, dan gaan God se woord jou by die uiterlike uitkom na vore wanneer jy gesneller word. Amper soos 'n spaarbussie. Jy kan net uithaal uit die bussie wat jy voor die tyd ingesit het. Jy kan nie iets anders uithaal nie. Daardie Fariseërs was in werklikheid eintlik ligsinnig, dis wat hulle was. Hulle was oppervlakkig deur te sê Jesus dryf duiwels met die hulp van Satan uit. Hulle het besef dat hulle rekenskap sal moet gee op die groot dag van wat hulle gesê het nie, want God het dit gehoor. Hulle sou moes gaan verduidelik wat hulle gesê het. So staan dit in Prediker 12:14 wat daar staan, God sal elke werk in die oordeel bring saam met al die verborgde dinge, of dit goed is of sleg. Dit wat ons dink wat verborge is, wat weggesteek is. Ons woorde is geweldig kragtig. Ek het nou daar vir Bila gesê dat dis een van die redes hoekom ek basies elke dag in stres en spanning is, want 'n mens besef jou verantwoordelikheid, want in my posisie, elke dingetjie wat ek sê, het 'n invloed. Elke dingetjie. Of dit 'n e-pos is, en of dit 'n WhatsApp is, en of dit 'n manier van praat is. Partykeer dan WhatsApp ek antwoorde, dan dink ek, dit was nou onbeskof, maar dan besef ek kon nie eintlik verder skryf nie, want die verkeerslig het groen gedraai. Maar die ander persoon reken en, dis nou 'n vreemde manier van met jou lidmate praat. Elke ding het 'n invloed op mense, wat jy sê, wat ek sê. Elke dingetjie. So die beste is, lê in jou bed en trek die kombers oor jou kop, hè? Ons woorde het geweldige krag. Jakobus 1:26 sê, as iemand onder julle dink dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei. Sy hart is mislei. Op die ou einde gaan ons woorde teen ons getuig, of het gaan ons help. As ons met die mond Jesus Christus as verlosser en zaligmaker bely, maar ons prate, met ander woorde, waaroor ons die hele tyd dink en ons hele dag in beslag neem, het dit al gedraai om die tydelike dinge en die wêreldse dinge en die tydelike en die oppervlakkige dinge, en selfs veel taal en wêreldsheid, dan wys ons woorde dat ons geloofsbelydenis onomwonde vals is. Onomwonde vals is. Want Romeine 10:10 sê, met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jou woorde en denke en goeders wys wie regtig jou koning is dit nie? Stel jou byvoorbeeld voor, dis net 'n voorstelling, dit gaan nie regtig so wees nie, maar stel jou byvoorbeeld voor dat daar op die groot dag video's vertoon gaan word op 'n skerm soos hierdie, van ons prate en van ons optrede ensovoorts. En nou is dit daai dame van Kliek se beurt om voor die groot koning te verskyn en sy staan daar en sy verduidelik waarom sy baie beslis tot die hemelse heerlikheid toegelaat moet word. Sy het in 'n Christelike huis groot geword en sy het haar Bybel gelees en sy het gereeld gebid, maar tot haar skok wys die koning dan vir haar op die skerm 'n kort videoklip van 'n insident op 'n sekere dag by Klieks, toe 'n sekere onbekende man vir haar evangelieboekie oor die toonbank geskuif het, en die video wys duidelik hoe sy gelyk het asof sy 'n swybrandaanval kry. En jy hoor op die video sy sê, ek stel regtig nie belang nie.
Op grond van haar eie woorde sal sy veroordeel word. Want die vrug van haar liggaamstaal en woorde wys onomwonde wat se boom sy in werklikheid is. Maak nie saak hoeveel Bybelstudies sy gedoen het en in watse Christelike huis sy groot geword het nie. Dis die mees onmoontlike oomblikke, vriende, wat dit wat regtig binne in ons is, na buitekant toe kom. Kyk, op huisbesoek is dit 'n lekker situasie en jy weet presies wat om vir die predikant te sê, jy weet wat hy wil hoor, jy weet hoe om te antwoord op die vragies. Alles is kunsmatig. Maar jy verwag nie in die winkel waar jy werk en iemand jou ewe skielik met Christus konfronteer in plaas van om sy kaart uit te haal om te betaal. En dan kom die regtige jy uit, wie jy eintlik is. Dis wat Jesus bedoel met julle woorde sal julle veroordeel. Dis wat hy daarmee bedoel. Want hy praat in die konteks wat hy breër konteks wat praat hy oor die boom wat se vrugte nie kan jok nie. Want die vrugte kom uit die boom se sap, uit sy identiteit uit. Hang daai appel daar. En dan lees ons by vers 38, dan sê hy, toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en die fariseërs, en hulle sê, vir hom, ons wil graag 'n teken, 'n wonderteken sien, maar hy antwoord hulle, 'n slegte, afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken, so dit geld net so vir 2026, vriende. Jy kry kerke vandag, wat gepak sit, wanneer daar genesingsdienste is, wanneer daar wondertekens is, of die mense verwag dit gaan daar wees, dan stroom hulle. Ek onthou Benny Hinn was 1 jaar, ek was al reeds hier in die gemeente, Benny Hinn was 1 jaar hier in die Goeie Hoop sentrum gewees, en ek het hier verbygery, ek weet nie of ek gaan huisbesoek doen het of wat ek doen nie, ek kon nie kom waar ek moes kom nie, want die hele totale Kaapstad staan rondom die Goeie Hoop sentrum. Want Benny Hinn is hier. En hy blaas jou sommer om. En hy electrocute jou met sy baadjie wat hy net so oor jou swaai. En jy is genees. Gooi weg haar rolstoel. Benny Hinn het so gesê. Dan kom die mense, want jy sien, die menslike hart wil tekens sien. Hulle wil wonders sien. Dis waarom hy sê, 'n slegte, oorspelige geslag vra tekens. En geen teken sal hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die mag van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. En die mense van Ninive, dis die ouens vir wie Jona gepreek het, sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan uit die dood, en teen hulle getuig, want hulle het op die prediking van Jona bekeer, maar hier voor julle staan een wat groter as Jona is. Julle kyk nou na hom. En die koningin van die suide, dis die koningin van Skeba, sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers op die van die uithoeke van die aarde afgekom om na die wysheid van Salomo te luister. Sy het, maar hier voor julle staan een wat groter is as Salomo. Jy sien, die Here is nog al die pad besig om met die fariseërs te praat, en hulle voel al hoe meer hoe trek hulle kele toe, want hy kom nie na hulle toe met 'n lekker voel boodskapie nie. En hulle wonder by hulle self, wie dink hy is hy om so met ons te praat? Ons is gesiene ouderlinge, en ons diepe geloofslewe word deur hom in twyfel getrek, en hy noem ons slange. En nou sê hulle, gee vir ons 'n teken, dat ons kan sien wie u is. Bewys dit met 'n teken, asseblief. 'n Wonderteken uit die hemel, asseblief. Hulle wou bewys hê wat hulle kon sien, maar hulle harte was voor die tyd al gesluit vir die waarheid wat Jesus gepraat het. Jesus sê dan vir hulle dat net mense wat geestelik ontrou is aan God, heeltyd vir tekens soek. Hy noem hulle 'n oorspelige geslag,
omdat hulle God se waarheid verruil het vir dwaalleer. As jy God se waarheid verruil vir dwaalleer, of jy is in 'n konteks waar dit gedoen word jy as 'n owerspelige deur God gesien. Die Bybel sê dit, sê ek nie. Hulle pleeg geestelike oorspel. Want hulle wil nie die Here se woord omhels nie, maar eerder tekens en wonders sien, terwyl die Bybel sê ons lewe nie deur sien nie, maar deur geloofsvertroue op sy woord, 2 Korintiërs 5:7. Die enigste teken wat Jesus sê wat hy vir hulle gaan gee, is die teken van die evangelie. Dis die teken van Jona. Dit beteken van sy eie dood en opstanding. Dit sal hulle teken wees. Die kern van die evangelie gaan hulle teken wees. Net soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die vis se maag was, Jona 1:17, sou Jesus 3 dae in die graf wees voordat hy opstaan uit die dood. Hierdie Ou Testamentiese realiteit van Jona was eeue tevore 'n prentjie van Jesus se dood en opstanding. Alhoewel die heiland die Vrydag laatmiddag begrawe is, Sondag baie vroeg uit die graf herrys het, tel dit nog steeds vir 3 dae en 3 nagte volgens die Joodse manier van berekening. En die Fariseërs met wie hy praat was ortodokse Jode, hulle weet presies wat hy bedoel. Hulle verstaan dit. Want vir hulle was 'n stukkie van 'n dag sinoniem met 'n volle dag en nag. So dis Vrydag middag en aand, dit tel vir 'n dag en nag. Saterdag, dag en nag. Sondag se oggend tel vir 'n dag en nag. Is opvallend tussen hakkies hoe radikaal die Here Jesus verskil met sommige hedendaagse teoloë wat ontken dat Jona werklik bestaan het. As jy die Here Jesus vergelyk met baie teoloë van vandag, dan sien jy die hemelsbreë verskil. En ek wil vir u sê, ek kies hom, nie hulle nie. Jy vra, prediker, nou wie glo jy? Ek glo Jesus. Dis wie ek glo. Maar wat van hulle doktersgrade? Na die peekie daarmee. Jesus is die seun van God. Ek glo hom. Daar is teoloë vandag wat ontken dat Jona werklik bestaan het. Wat ontken dat daar 'n groot vis was. Wat ontken dat die oordeelsdag en die opstanding van alle mense letterlik geneem moet word. Maar Jesus verkondig dit alles as absolute realiteite. Hy handhaaf en hy verkondig die historisiteit van Jona. Hy handhaaf en verkondig die historisiteit van die groot vis. Hy handhaaf en verkondig die letterlikheid daarvan dat Jona binne in die maag van die vis was. Hy handhaaf en verkondig dat daar 'n versekerde finale oordeelsdag sal wees. Hy handhaaf en verkondig dat alle mense sonder twyfel uit die dood gaan opstaan. Hy handhaaf en verkondig dat die Fariseërs wat daarna hom staan en luister, self gaan sterwe en op die laaste dag uit die dood gaan opstaan. Hy handhaaf en verkondig dit. Hy handhaaf en verkondig dat net so die mense van Nineve wat eeue tevore al dood is, ook uit die dood gaan opstaan en saam met daardie Fariseërs en die mense van daai tyd voor die oordeel gaan staan. Hy handhaaf en verkondig dat saam met hulle almal die koningin van Skeba ook uit die dood gaan opstaan. Van haar is daar net stof oor. Sy gaan ook opstaan en voor die oordeel verskyn, sy wat na Salomo se wysheid geluister het. Jesus handhaaf en verkondig dat hulle almal werklike historiese persone was en dat almal saam opgewek gaan word. En dat almal voor die oordeel gaan verskyn. Feitelik is alles die waarheid. Dit is wat ek glo. Nou, hoe kan 'n mens vandag in 2026 dit glo? Ek glo dit omdat Jesus dit gesê het. Dis naïef. Dan's ek saam met hom naïef. Maar dis wat ek glo. Maar hier is die hele punt wat die Here Jesus vir die Fariseërs stel. Hy sê vir hulle, julle sê ek
is gelyk met die duiwel. En julle weerstaan my. Maar julle verstaan nie dat ek groter is as Jona en Salomo nie. En dan die Nineviete op Jona se prediking bekeer het en die koningin van Skeba na Salomo gaan luister het nie, maar dat julle my wat groter is weerstaan. Hoe pateties gaan julle nie vertoon wanneer julle saam met die Nineviete en die koningin van Skeba voor die oordeel gaan staan nie. Pateties! Hulle gaan vir julle myle voorwees. En hulle gaan teen julle getuig. Julle is in groot moeilikheid, ouens. Waarom laat julle nie liewer julle vals godsdienst staan nie? En kom word my navolgers. Waarom nie? Julle moet buig sodat ek julle van binne af kan nuut maak en my gees in julle kan sit. Julle kan nie regtig verander om die godsmanne te word wat julle so graag wil wees, deur uiterlike godsdienstige goeders te doen nie. Dis nie 'n kwessie van dat julle bewyse nodig het nie, dit het niks met julle intellek te doen nie, dit het met julle harte te doen. Julle probleem is nie julle koppe nie, julle probleem is julle harte, wat nie deur die Heilige Gees bewoon word nie. En daardie woorde, Tafelberg gemeente, is presies net so relevante van toepassing vandag. Dis asof Jesus dit gister gesê het. Dit is in effek wat die Here vir die Fariseërs ook in die volgende paragraaf op die hart druk. In die volgende paragraaf wat lyk asof dit nou niks te maak het met wat hy nou net hier gesê het nie. Waar hy eintlik vir hulle gelykenisse vertel. Waar hy die werklikheid gebruik van wat in die geestelike riem gebeur, waar demone uit mense wat besete is gedrywe word. Dis wat daar werklik gebeur, ja, nou maak hy daarvan 'n gelykenis. Hy sê, by vers 43 tot 45, hy sê, wanneer 'n onrein gees, jy sien dit klink of dit niks te doen het met wat hy nou gesê het nie. Wanneer 'n onrein gees, dis 'n demoon, uit 'n mens weggaan, swerwe hy deur dor streke op soek na 'n rusplek. En as hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis. Dis die mens waaruit ek weggegaan het, en dan kom hy terug en hy kry dit onbewoon en netjies en skoon en aan die kant, en dan gaan haal hy 7 ander demone wat slegter as hy self is. En hulle kom trek almal daarin. En aan die einde is so 'n mens slegter as wat hy in die begin was. So, jy sien, dis 'n gelykenis. So, is 'n vergelyking. So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. Met ander woorde, julle ouens wat nou hier vir my staan en luister, ek praat van julle. Ek praat van julle, sê hy. Nou, Jesus sê nie vir hulle dat hulle demone het nie. Dis nie wat hy sê nie. Jesus gee ook nie hier 'n lesie oor hoe bose geeste werk nie. Dis nie wat hy doen nie. Hy gebruik dit as 'n beeld. Want hy sê, so, soos daai demone uitgaan, kom terug, hier woon niemand in hierdie persoon nou nie. Dan haal hy 7 vriende en kom, dan is hy man op die ou en slegter. So sal dit gaan met julle bose mense geslag, hierdie geslag. Dis 'n vergelyking wat hy maak. Dis 'n beeld wat iets baie belangrik oor hulle harte sê. Wat sê dit oor hulle harte? Dit sê oor hulle harte, vriende, die belangrikste deel van hierdie beeld wat Jesus gebruik is die feit dat die huis leeg is. Hy's netjies. Hy's reggemaak, hy's skoon, maar niemand woon daar nie. Dis die kern van die Fariseërs se moeilikheid gewees. Hulle was sulke pragtige mense. But they were void of the Spirit of God. Die Heilige Gees was nie, hulle was leeg. Hulle lewens lyk aan die buitekant baie reg. Hulle hou die wet, hulle vermy die groot sondes, hulle lyk godsdienstig, maar binne is hulle leeg, hulle weerstaan die Heilige Gees. Het nou net gesê, Jesus dryf die duiwels deur 'n duiwel uit.
Die Here woon nie in hulle nie, en daardie leegheid maak plek vir iets erger. Daarom sê Jesus dat hulle uiteindelik erger daaraan toe gaan wees as aan die begin. En dit is so, want hulle sê Jesus is soos die duiwel. So die boodskap is baie, baie, baie duidelik hier. Dit is nie genoeg om net van sondes te bekeer en beter te probeer lewe nie. As Jesus Christus nie 'n mens se lewe vul nie, dan bly alles eintlik in beginsel net leeg. 'n Mooi, netjiese lewe kan dol leeg wees. 'n Leë hart is nie veilig nie. Dis onveilig. Dit is eintlik baie onveilig om 'n leë hart te hê. Jy stel jouself bloot. En dan die laaste paragraafie lyk asof dit nou niks te doen het met wat nou alles gebeur het nie. 46 tot 50. Maar eintlik sluit dit perfek aan by wat Jesus nou net gesê het. Op die oppervlakte lyk dit soos 'n losstaande gebeurtenis, Jesus se familie wat hom kom soek. Maar eintlik verdiep dit hierdie boodskap wat hy nou net gesê het. Terwyl Jesus nog met die skare praat, kom sy moeder en broers daaraan, onder andere Jakobus en Judas, wat later tot redding gekom het en die briewe in die Nuwe Testament geskryf het, maar daardie tyd was hulle nog nie gered nie. Terwyl Jesus nog besig, 46, nog besig is om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan en hulle wou met hom praat. Onthou dit was 'n sinagoge. Iemand sê toe vir hom, "U moeder en u broers staan daar buite en wil met u praat." Maar hy sê vir die man wat dit kom sê het, "Wie's my moeder en wie's my broers?" Toe wys hy met sy hand na sy disippels, na sy navolgers en sê, "Daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van my Vader wat in die hemel is doen, die is my broer en my suster en my moeder." Dierbare vers hierdie. Dis 'n verrassende antwoord, is dit nie? Wie's my moeder en wie's my broers? Nou wys hy na sy navolgers, sy disippels. Dis my moeder, my broers en my susters. So hier bring Jesus daai vorige beeld van die vorige paragraafie van die leë huis, bring hy tot 'n punt. Hy sê die vraag is nie net, is jou lewe uiterlik reg nie, maar wie bewoon dit? Wie bewoon die huis? Die Fariseërs het gedink hulle is baie naby aan God, omdat hulle die wet ken en al daai dinge. Hulle het ook op hulle afkoms gesteun, die feit dat hulle etniese Jode was. Maar Jesus wys dat ware verbondenheid aan God nie deur uiterlike dinge of selfs familiebande en goed bepaal word nie. Dit gaan daaroor of iemand werklik gevul is met die Here. 'n navolger is van hom. Dis waarom daar pertinent sê, in die vorige vers sê, hy het na sy disippels gewys. Dit beteken navolgers. So waar die vorige paragraafie gewys het op 'n leë lewe wat nie met die Here gevul is nie, kom hierdie paragraafie en wys vir ons maar hoe lyk 'n gevulde lewe? Dis 'n lewe wat in 'n betekenisvolle verhouding met die Here Jesus staan en hom navolg. Mens kan baie duidelik die kontras tussen hierdie twee gedeeltes sien, is dit nie? Ek hoef dit nie vir u te wys nie, mens sien dit so duidelik. Jy kry aan die een kant kry jy die leë harte, hulle is netjies, baie netjies, baie netjies. Hulle is uiterlik baie op het, maar innerlik is hulle leeg. Jy sal altyd vind as jou hart leeg is, jy moet altyd iets najaag. Praat ek die waarheid? Kan jy onthou toe jy ongered was? Toe jy hart leeg was? Jy het altyd gevoel ek moet iets najaag om hierdie vakuum te vul. As dit nie musiek is nie,
Dan is dit, en is dat, en is dit en dat. Dis altyd 'n gejaag na wind. O, dit gaan werk, en miskien werk dit. Leonard Ravenhill het gesê, vermaak, die vermaak wat die wêreld bied, is die Satan se alternatief vir God se vreugde. As God se vreugde nie daar is nie, dan moet jy 'n ander vreugde kry. Dis soos donderweer. Die enorme weerligstraal veroorsaak 'n vakuum, die lig sit uit. Ek is nie 'n wetenskaplike nie, maar dis hoe ek dit verstaan. Maar in die natuur kan daar nie so 'n vakuum wees nie. Daarom moet die lig terugvloei en ontstaan die donderslag. Die geweldige spoed waarmee daai lig terugvloei om die vakuum te vul. Weet jy, as ek eerste of tweede jaar was admissie en ek het 'n preek soos hierdie gehoor, het ek in trane uitgebars. Ja, ek het gestudeer, soos ons destyds gesê het, om 'n predikant te word. Dis hoe ons gepraat het. Ons het nie gesê teologie en allerlei goed nie. Ons het gesê, ek leer om 'n predikant te word. Dis so taal wat ons gebruik het in die ou tyd. Maar hier sit ek, in my eerste en tweede jaar, derde jaar, en ek het geen sekerheid van saligheid nie. Ek weet God het my geroep vir hierdie gestoelte, ja, maar ek het geen sekerheid van saligheid nie. As ek in 'n kerk moes gewees het waar ek 'n preek soos hierdie gehoor het, ek sou seker voor hom toe gehardloop het na die diens om vir hulp te vra vir iemand wat my net kan help om vol te word van Christus. Jesus se ware familie is die wat hom liefhet en hom gehoorsaam. Hulle is deel van Jesus se familie, hulle het 'n regte verhouding met hom. Maar jy kan nie 'n verhouding met hom hê as jy nie toegetree het tot die verhouding iewers nie. En dis waar ek gevind het deur die jare waar ons mense so oppervlakkig is. Want ek dink hoe ek self was. Jy moet onthou dat in die afgelope 38 jaar het ek al met duisende mense oor hulle geestelike lewe gepraat. Ek weet wat ek van praat. Ons mense is oppervlakkig. Ons sê, ek het 'n keuse vir Jesus gemaak by die kamp in standaard 6. Ek het 'n keuse vir Jesus gemaak toe ek daai lekker warm gevoel een keer gekry het onder die sang. En baie mense rus op dit, dat hulle kinders van God is. Terwyl hulle lewe vandag nie die vrugte toon nie. Broers en susters, hoor wat ek sê. Al is dit my laaste boodskap vandag. Hoor dit. Moenie vertrou op 'n keuse iewers in die hoërskool. Natuurlik red God kinders in die hoërskool. Ek ontken dit vir geen sekonde nie. Maar ek het gevind dat die meeste mense het geen getuienis nie. Hulle sê ek dink maar net dat ek 'n Christen is. My ouers het my dit geleer ensovoorts. En dan is daar ander mense wat 'n getuienis het en dan daai getuienis klink soos wat ek nou vir u gesê het. Maar as jy die vrug soek, as jy soek waar is daai lewe, daai betekenisvolle lewe van die Here Jesus in hierdie persoon, dan is dit of dit net nie daar is nie.
En ek het vir jare my eie lewe so onder vergrootglas gehad. En uiteindelik op 18 Desember, 5:00 die middag van my finale jaar, ek was al klaar reeds gelegitimeer. Dit was in November. Maar toe in Desember, 'n maand daarna eers, neergeval op die grond en gesê, Here, met hierdie twyfel kan ek nie voortgaan nie. Doen vir my iets vandag asseblief. En van daai dag af het ek nog nooit weer getwyfel nie. En ek was reeds 'n prediker. Hoe baie predikers is daar wat geen werklike lewe het nie. Dis waarom die kerk lyk soos dit lyk. Dooie manne preek vir dooie mense. Die mooiste preke. Maar waar's die lewe, Tafelberg? Die lewe. As die hart leeg bly, dan word dinge uiteindelik erger en slegter. Maar iemand wat aan Jesus uitverkoop is, kry ware sekerheid. Dus miskien dink ek die gevaarlikste plek dink ek waar 'n mens kan wees, is nie openlike rebellie nie. Ons sien dit baie op die strate, daar's baie mense wat so lewe, ons sien dit elke dag. Maar ek dink nie dis die gevaarlikste plek nie. Ek dink die gevaarlikste plek is netjiese leegheid. Dis die gevaarlikste. Netjiese leegheid waar alles lyk reg, voel reg, klink reg, daar's niks skokkend verkeerd nie. Maar Christus is nie daar nie. En 'n leë hart bly nie lank leeg nie. Iets anders gaan dit vul. Die vraag is, wie en wat sal dit vul? So daar's eintlik, kan jy sien, net die twee soorte mense in hierdie gedeelte. Daar's die wat vol is van hulle self, maar leeg is van Christus. En daar's die wat leeg is van hulle self, sodat Christus hulle kan vul. En daar is nie 'n derde kategorie nie. Dis net hierdie twee kategorieë. Geen derde nie. Ek het probeer om hierdie lang skrifgedeelte na die beste van my vermoë so akkuraat as moontlik die betekenis daarvan met u te kommunikeer. Mag die Here dit seën in ons lewens. Ek glo onwrikbaar, ware prediking is om te sê, so sê die teks. Dis wat die teks sê. Dis prediking. Amen. Laat ons bid. As daar iemand is wat vanmôre met 'n leë hart wil kom en sê, Here, kom vul my, wil jy nie vorentoe kom en hier voorkom staan, of kom sit sommer net hier voor nie. As daar iemand is 'n oop uitnodiging. Ek gaan nie sê, hou oë toe en sulke goed nie. Vir wie is ons kam? Vir niemand. As daar iemand is. As ek 'n student was, dan ek dit daai tyd, weet ek nie, dan ek gehardloop. Kom, sê Here, vul my kap, Lord. Vul my, Here, met die Heilige Gees. Here, ons dank U vir die brood van die lewe wat gebreek is. Ons bid dat U hierdie woord, Here, in ons binneste sal verseël met die Heilige Gees.
Dat ons nie sal wees soos Jakobus 1 sê, mense wat in die spieël kyk en wegloop en vergeet wat hulle gesien het nie. Laat die vrug van die Heilige Gees sigbaar word, duidelik sigbaar word, in elkeen wat Jesus Christus bely, Here. Mag die diens van vanmôre nie iets wees wat ons net kan aftik en sê, o, ek was by die kerk nie. Maar deur die Heilige Gees gebruik word in ons lewens. Here, ons bid dat U ook die hemelvaart seën, ook die deernag van gebed, Here, dat dit oorvloedig mag wees. Pinksterreeks. Here, uiteindelik is dit soos wat ons vanmôre gesê het oor die reën, as God dit nie werk nie, kan dit nie. En so moet ons ook sê van die geestelike reën, as God dit nie werk nie, kan niemand dit skep nie. Niemand nie. Daarom bid ons in afhanklikheid, om Jesus wil. Amen.